Goeiemôre broeders en susters, dit is Sondag 26 Julie, baie welkom by ons erediens vanmôre. Dit is die eerste Sondag in ons preekreeks met die tema God se asem tussen bladsye. Die preekreeks broeders en susters vorm deel van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se 200ste bestaanjaarvieringe en ons wil met hierdie reeks net weer die belangrikheid van die Bybel as die woord van God onderstreep. En daarom sal jy vir die volgende 6 weke die eredienste kan deel aan die hand van bepaalde temas, soos wat dit elke Sondag hanteer sal word. Vandag se tema, wanneer God fluister. Broeders en susters, dit is ons hoop dat ons met hierdie reeks weer die woord van God, die Bybel in die hand sal neem, sal lees, bepaalde teksverse daarin sal memoriseer en dat die Bybel inderdaad vir ons 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet sal wees. Kom ons word stil vir die fotum en die seën van die Here. Ons lees in Psalm 119 vers 105. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Geliefdes, genade, liefde en vrede word die geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanmôre is gesang 255 en ons sing daar die eerste en die tweede strofes. As ons lewe meet aan die voorskrifte van die woord van God, dan staan ons altyd verleë oor ons eie lewe. Kom ons kyk vanmôre in Deuteronomium 6 vers 1 tot 9, wat sê die Here vir ons? Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem.
So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan al sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. Luister, Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne en op jou stadspoorte. Broeders en susters, is dit hoe ons met God se voorskrifte werk? Is dit in ons gedagtes? Skerp ons dit in by ons kinders? Is dit deel van ons lewe as ons op pad is, as ons gaan slaap en as ons opstaan? Is dit so op my voorkop en op my deurkusyne en my stadspoorte dat mense kan sien wie ek is, aan wie ek behoort en wie ek verheerlik? Die Here sê, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Ons moet erken en bely dat ons ver tekort skiet. Maar God se genade is groot. Hy vergeld ons nie volgens ons verdienste nie en handel nie met ons volgens ons ongeregtighede nie. Hy sê as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe en hy skenk aan ons nuwe krag. Kom ons bely nou ons geloof in hierdie liefdevolle God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid nou saam. Almagtige God, dankie dat ons vanmôre ons geloof in U mag bely as ons Here en ons Skepper. Dankie dat ons U kan ken as ons Verlosser, die een wat met ons bemoeienis maak, die pad van die lewe saam met ons stap en ons hand vashou, Here, op elke tree wat ons gee. In hierdie tyd waarin ons leef, is dit ons enigste troos, dat U by en met ons is en dat niks ons van U liefde kan skei nie. Ons wil vanmôre opnuut die woord in ons hand neem en Here, met hierdie woord die lewe tegemoet gaan. Die woord waarin U self aan ons openbaar. Die woord waarin U ons onderrig. Die woord wat U deur U Gees geïnspireer het
om ook in die tyd waarin ons leef, krag en 'n boodskap te hê. Seën ons dan in ons saamwees rondom die woord vanmôre, en mag ons in hierdie week en in hierdie 6 weke wat voorlê, erns maak met u woord, sodat ons dit, Here, inderdaad as 'n herinneringsteken op ons voorkop sal dra, en dat die voorskrifte van die woord op ons deurkosyne en op ons stadspoorte geskrywe sal wees, sodat mense wat ons sien, sal weet, ons behoort aan die lewende God. Vergewe ons, Here, wanneer ons tekortskiet, wanneer ons afdwaal, wanneer ons vergeet. Sien ons in genade aan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, u Seun, ons rots en ons verlosser. Amen. Broeders en susters, ons skriflesing vanmôre is 2 gedeeltes uit die tweede brief van Paulus aan Timoteus. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 en dan lees ons van vers 14 af tot by vers 5 van hoofstuk 4. 2 Timoteus 3. Dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. En dan by vers 14. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Tot daartoe ons skriflesing, broeders en susters. Gelukkig is ons as ons die woord van God hoor, dit in ons hart bewaar en elke dag daarvolgens lewe. Amen. Broeders en susters, die kernvers vir die prediking vanmôre is die woorde van 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Waar Paulus vir Timoteus sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En dan in die besonder die inleidingswoorde, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde. As 'n Engelse vertaling wat sê, every part of scripture is God-breathed. Daarom is dit ook reg dat die titel van hierdie reeks God se asem
tussen bladsye is. Want al is die verskillende boeke in die Bybel deur verskillende mense geskrywe, is die woorde van ons teksvers waar. God het die woord geïnspireer. Hy het elke woord uitgeasem en mense het hierdie woorde wat God uitgeasem het, gehoor en elkeen in sy besondere konteks en leefwêreld neergeskryf. Die gesag van die Bybel lê dus nie in die woorde van Matteus of Lukas of Paulus of Jesaja of Jeremia nie, maar in God. Die gesag van die woord lê in God self, wat mense gebruik het om die verhaal van sy op pad wees met die mens neer te skryf. En daarom is die woord vandag nog steeds vir ons 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet. In ons teksgedeelte waarsku Paulus vir Timoteus dat daar swaar tye in die lewe sal kom, wanneer die mens selfsugtig, verwaand, liefdeloos en wreed sal wees. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En hulle sal dalk nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken nie. Dit voel amper asof Paulus vir Timoteus sê, hy leef in vandag se tyd. Maar juis omdat daardie tyd op pad is, waarsku Paulus vir Timoteus dat hy self standvastig moet wees, gewortel en gegrond in die Christelike opvoeding, wat hy in die besonder van sy ma Louise en sy ouma Eunice ontvang het. Paulus sê vir Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Want dit wat Timoteus geleer het, is die woorde van God, deur God geïnspireer, deur God self uitgeasem, om vir hom as Timoteus 'n regte lewenswyse te leer. Want in 'n regte lewenswyse sal die mens wat in die moeilike en die slegte tye volhard in die woord van God, die lewe in sy volheid vind. Vandag se tema is wanneer God fluister. En ons weet, wanneer iemand jou aandag wil trek, praat hy of baie hard, of hy fluister, sodat jy mooi moet luister om te hoor wat hy sê. En iets daarvan kom ook in Psalm 19 voor, waar die psalmdigter sê, God kommunikeer sonder spraak en sonder woorde. En ons het dit self al ervaar. Het jy nie al in verwondering na 'n sonsondergang of 'n sonsopkoms of na 'n volmaan gekyk nie? Was jy nie al verras en jou asem weggeslaan wanneer jy skielik op 'n pragtige waterval afkom in die bos, of wanneer jy 'n blom sien wat in al sy glorie oopgegaan het nie? Niemand hoef te praat nie. God self kommunikeer met ons oor sy grootheid en sy almag, wanneer ons in verwondering daaroor staan. En ons lees ook in 1 Konings 19, dat Elia vir God sien, nie in die aardbewing of in die vuur of in die stormwind nie, maar in die fluistering van die windstilte. Want God het nie nodig om hard te praat nie. Hy ontmoet ons in stilte. Ons ontmoet hom wanneer ons in verwondering voor hom staan, met die besef dat die almagtige God met ons verganklike mense moeite maak en met ons besig is. Maar om God so te kan hoor, moet ons ore instel op sy fluisterstem en moet ons besig wees om tussen die asem van die bladsye van die woord van God te soek en te ontdek en te vind. Jesus, broeders en susters, het met sy prediking lewe op aarde gebring.
Ons het immers net nou gesing, woord van God, woord van die lewe. En met elke gelykenis wat Jesus vertel het, het hy ons in die waarheid onderrig, bestry hy dwaling, stel hy verkeerdhede reg in mense se lewens. En hy rus ons toe, om in tye wanneer mense nie meer respek vir God of vir mekaar het nie, standvastig te bly en in die voetspore van Jesus Christus te loop en goed te doen, soos wat Jesus ons kom leer het. En 'n regte lewenswyse gaan daaroor, dat mense wat radikaal van mekaar mag verskil, vir mekaar respek moet hê. Dat mense wat voel dat hulle as vyande teenoor mekaar staan, in vrede met mekaar moet leef en vir mekaar moet bid. Want Jesus Christus het aan die kruis vrede gemaak met sy vyande, toe hy gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus Christus nooi ons uit, om saam met hom, op die pad van nuwe lewe te loop. Maar Jesus het nie mens geword, net sodat ek en jy beter mense sal word, wat meer gehoorsaam is nie. Nee, Jesus het van ons nuwe mense gemaak, mense wat elke dag en in alles tot eer van God leef. Hy het ons met sy onderrig toegerus, sodat ons in hierdie lewe van vandag, waar ons ons bevind, voorberei en toegerus sal wees en kan wees vir elke goeie werk. En waar is daar 'n beter tyd, broeders en susters, as hierdie tyd van inperking wat ons beleef, om goeie werke te doen, om die liefde van God uit te leef, om in die voetspore van Jesus Christus vir mekaar kos te gee, te sorg, na mekaar om te sien, mekaar lief te hê, te dra, te ondersteun en vas te hou. Kolossense 3 vers 17 roep ons op, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Die woord van God is betroubaar en waar. Dit het gesag, want elke woord is deur God self uitgeasem. Dit rus ons toe, om ook nou, op die regte manier, as koninkrykskinders in die wêreld te leef, sodat ons ook eendag in die koninkryk van die hemel tuis sal wees. Die woord van God roep ons op, leef die goeie en die regte lewe, maar dan moet ons luister, wanneer God fluister. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons dankie vir die woord, en vir die woord in ons eie taal in die besonder. En dat ons mag lees en mag aanbid in vryheid. Want ons weet, Here, daar's plekke waar mense in die geheim moet aanbid, waar hulle nie U woord mag besit nie. En ons weet ook daar's mense wat hierdie woord nog nie in hulle eie taal het nie. Daarom dank ons U ook vanmôre vir die werk van die Bybelgenootskap in ons eie land, die afgelope 200 jaar, en Here, vir dit wat hulle tot hiertoe kon doen, in terme van Bybelvertaling, en Bybelproduksie, en Bybelverspreiding. Dankie dat ons ook as gemeente, en as gelowiges, kan deel wees van die werk van die Bybelgenootskap, deur by te dra tot die koste vir die produksie van Bybels om in die wêreld te versprei. Here, U woord is vir ons kosbaar, en ons wil graag hierdie woord en die boodskap van die woord deel met ander. En dat ons vanmôre ook weer gehoor dat ons dit moet deel met ons kinders, as ons op pad is en as ons by die huis is, as ons gaan slaap en as ons opstaan. Lei ons deur die Gees om
ons in die woord te verdiep, om Jesus se asem tussen die bladsye te hoor, om fyn te luister na sy fluisterstem, en dat ons onsself, Here, sal laat toerus, sodat ons voorberei en toegerus sal wees vir die lewe waartoe U ons roep. Seën ons in ons lewe met wysheid en kennis om hierdie woord ook toe te pas, sodat ons sal lewe, Here, tot eer van U naam. Amen. Ons slotsang is gesang 254. En hierdie lied is eintlik 'n baie kort gebed, waarin ons vra dat die Here sal spreek en dat ons sal luister. Mag ons broeders en susters ook luister wanneer God fluister. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die opgestane en lewende Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees. Amen. Broeders en susters, ons wil vir u uitnooi om die materiaal wat in hierdie week na u toe uitgestuur word, te gebruik en te benut, om bietjie in die woord te delf, met die woord besig te wees, en in die volgende weke deel te wees van elke erediens, en elke week se tema, en elke week se dagstukkies, sodat ons net weer bietjie ons woordkennis kan opskerp, en besef hoe belangrik dit is, om in die woord van God te delf. Daar sal elke week vir die genoeg riglyne, genoeg inligting wees, om hierdie reis van 40 dae 'n baie besondere en opwindende reis te maak. Mag u in vrede leef en werk in hierdie week.